Hi, julle kyk na Geesfees 2015. Ek verwelkom vandag vir Jolien en Alexander hier. Baie welkom julle. Dit is lekker om in die ateljee saam met julle te kuier. Hierdie unieke ateljee. Ek skakel gou eers oor na Frans. Hy wil vir ons die tema vir vandag aankondig. Hoekom is julle musiek so hard en waarom is ek nie genooi nie? Ek dink ons kan sommer almal saam daarop antwoord dat die rede hoekom die musiek so hard is omdat die kerk verjaar. Ja, julle het reg gehoor, Geesfees is ook die aankondiging van die verjaarsdag van die kerk. Toe die Gees oor die disippels uitgestort is, het hulle besluit om die kerk te begin en natuurlik het die kerk heel wat anders gelyk as vandag. Of het dit? Het die kerk regtig soveel anders gelyk of is daar soveel fasette wat oor die eeue heen dieselfde gebly het? Is daar soveel goed wat ons vandag kan sien wat steeds in die Bybel relevant is? Ek wil sommer begin om vir jou te vra, Alexander, wat is jou belewenis van die kerk? Vertel vir ons 'n bietjie, jy's nou 'n man wat al 'n hele paar jaar in die kerk is. Hoe beleef jy die kerk? In my belewenis die kerk is 'n lekker plek om by te wees. Veral wanneer jy nou by kuiers soos hierdie onder andere is. Maar nie net vir die pret daarvan nie, maar ook die lewensverrykende lesse en goed wat jy leer oor die algemeen en mense wat jy kan ontmoet. Yes. Ja, ek dink daar's 'n lekker stuk gemeenskap, daai woord gemeenskap van gelowiges. Dit verbrei jou sosiale netwerke ook op 'n manier. Yes, ja, daar's soveel voordele behalwe net vir dit wat jy by die kerk kry, wat jy uit die gemeenskap van die mense rondom jou kry. Yes, nee, ek stem saam. Jolien, ek wil vir jou vra, dink jy die kerk het iets om oor partytjie te hou? En indien wel, waaroor dink jy die kerk 'n rede om partytjie te hou? Ek dink die kerk het verseker iets om te vier. Ek meen, die koninkryk kom en ons is vrygestel deur Jesus Christus. Ek dink net hy het nie gekom om vir ons die goeie nuus te kom verkondig nie, maar eerder om ons te kom red en te maak dat ons die ewige lewe kan hê. En hy het vir ons sondes gesterf. Ek meen, hoe amazing is dit nie, dat iemand dit sal doen. En ek dink ook dat hy's 'n God van liefde en hy gaan eendag elkeen van ons kom haal. En dat hy klaar vir jou 'n plekkie daarbo gemaak. En hy het al klaar met al sy bloed vir jou daarvoor betaal. Al wat jy moet doen, jy moet net jou hart aan hom gee. Yes, al die mooi, hoekom sal ons dit nie vier nie, ek meen, as jy dit so stel. Ek sluit af met hierdie gedagte dat ons in ons lewens 'n rede het om partytjie te hou in die kerk. Die kerk verander ons lewens en miskien is dit belangrik dat ons, soos die vroeë kerk, besef dat die Gees ons versterk, dat ons as ware, besondere mense in die kerk lewe en dat ons dinge regtig doen wat mense nie altyd so verwag nie. Ons groet vandag die ateljee en die kykers by die huis. Baie dankie dat julle saam gekyk het. Tot volgende keer. Ons sien julle dan.